Hallo julle, vandag gaan ons bietjie kyk hoe om die sakrekenaar in trigonometrie te gebruik. Nou die eerste voorbeelde is wanneer ons die hoek ken. So ons ken die hoek en ons wil sin of cos of tan van die hoek uitwerk. Nou om dit te doen gebruik ons hierdie 3 knoppies ongeveer daar in die middel van jou rekenaartjie aan die regterkant. Jy sal sien daar het jy sin en cos en tan. Baie belangrik egter is dat jou eenheid vir 'n hoek moet reg wees. 'n Sakrekenaartjie het 3 verskillende eenhede vir hoeke. En jy moet seker maak dat jy grade kies. Nou grade, jou sakrekenaar verstaan nie Afrikaans nie. So as jy in grade is, sal dit degrees wees en daar sal 'n klein d-kie daarbo in die middel van jou rekenaartjie wees. As jy daar 'n G of 'n R het, is dit die verkeerde eenheid en jy moet dit regmaak. So, om dit reg te maak, het jy die mode knoppie nodig. Ek net 'n pen kry, jy die mode knoppie nodig. Die mode staan daar so skuins bokant daai blou knoppie. So, omdat dit nie op die knoppie geskryf is nie, gaan jy ook shift gebruik. So, as ek druk shift en dan mode, gee my rekenaartjie vir my 'n hele lang lys en ek kan dan die grade kies. So, ek gaan druk shift, waar gaan ek skryf? Hier, shift, en dan mode, dan gee die rekenaartjie vir jou 'n klompie opsies. Ek kies nommer 3, omdat nommer 3 het DEG wat degrees is. Julle moet baie oppas, want 'n mens is geneig om nommer 5 te wil kies, wat op my rekenaartjie GRA is, en 'n mens dink dat jy dan in grade gaan werk. Maar onthou, jou rekenaartjie ken nie Afrikaans nie. So jy moet die een kies waar degrees is. Dit is nie noodwendig nommer 3 nie, dit kan 'n ander nommer op jou rekenaartjie wees. Goed, kom ons kyk nou na berekeninge. Nou, ek het net 'n prentjie van 'n sakrekenaar, so ek gaan maar stap vir stap vir julle wys watter knoppies ek gedruk het. Kom ons maak die rekenaartjie skoon, daar sê, ons het hom nou in grade, want daar staan 'n klein d-kie daarbo, en ek wil sin van 30 grade uitwerk, so ek gaan net sin gebruik. Sodra jy sin gedruk het, sal jy sien jou rekenaartjie maak 'n hakkie oop. Dit is sodat jy die hoek in die hakkie kan tik. Ek hou daarvan om die hakkie weer toe te maak, alhoewel dit nie werklik nodig is in 'n eenvoudige berekening soos sin 30 grade nie. Goed, die rekenaartjie gee jou antwoord as 'n half, wat in breekvorm is. Ons hoef dit nie na desimaal te verander nie. Nommer 2. Ons is gevra om cos van 15 grade uit te werk. So ek gaan vir cos, hier skryf cos, en hy maak 'n hakkie oop, ek sit die 15 in, en ek sit dit is gelyk aan, en dan kry ek hierdie woeste antwoord. Nou, dikwels sou hulle gevra dat jy hierdie in desimaal skryf. Die rekenaartjie het dit in vereenvoudigde wortelvorm gegee. As die vraag net wortelvorm vereis het, is dit doodreg, dan stop jy daar. Maar as dit gevra het vir korrek tot 2 desimale plekke, dan druk jy die SD knoppie. En dit gaan dan vir jou die desimale gee. Goed, die ander voorbeelde is op die volgende skerm. Tan van 20 grade, weer eens baie eenvoudig, ek gaan tan druk, daar's tan, rekenaartjie maak my
hakkie oop, ek sit die 20 vir die hoek in, ek hou daarvan om hom toe te maak, en dan is gelyk aan, en dadelik kry ek die antwoord 0,36. Oor nommer 4 en 5 moet ons 'n bietjie meer praat. Die vraag is, wat beteken die koskwadraat daar? Is dit kos wat ek kwadreer? Nee, dis nie kos wat ek kwadreer nie. Want dit het geen betekenis as ek net van kos praat, sonder om te sê van watter hoek. So, kos kwadraat beteken eintlik kos van 25 grade maal met kos van 25 grade. So, dit is nie die kos wat kwadreer is nie, kos alleen maak geen sin nie. Dit is ook nie die hoek wat kwadreer is nie, want dan sou hulle die tweekie hier bo kan die 25 grade gesit het. Dis kos van 25 maal met kos van 25. Nou ek is seker julle weet reeds hoe om kos van 25 uit te werk. Jy gaan kos druk, daar is hy. Rekenaartjie maak 'n hakkie oop, jy sit jou 25 in, jy maak die hakkie toe en jy druk is gelyk aan. En die antwoord wat jy dan kry, moet met homself vermenigvuldig word. Ek wil net gou-gou hier op my rekenaartjie die antwoord kry. Dit is 0,906 en dan gaan dit nog aan. Nou ek gaan nou nie daardie afrond as 0,91 en dan gaan ek 0,91 maal 0,91, dan gaan jy verkeerde antwoord kry. Wat jy moet doen om daardie nou te kwadreer, om kos van 25, en kyk hierdie antwoord is nou kos van 25, en jy wil kos van 25 kwadreer, daarom gaan jy na die x kwadraat knoppie daar. So, dan druk ek die x kwadraat knoppie, op jou skermpie gaan daar nou staan A en S vir aanse, tot die mag 2. As jy die is gelyk aan druk, gee hy dan vir jou die antwoord as 0,82, wat ons hier gekry het. Goed, die laaste een, nommer 5, is 'n breuk. So, omdat ek 'n breuk het, gaan ek die breuk-knoppie gebruik. Goed, ek kan die 2, wel, kom ons teken net eers, daar is die breuk-knoppie. Sodra jy die breuk-knoppie oopgemaak het, kan jy die 2 druk, en dan gaan jy met die pyltjie, daar bo in die middel, met die pyltjie, na onder die lyn, waar jy, kom ons sê maar net, daar is my pyltjie, en dan gaan ek vir 80, en die rekenaartjie maak die hakkie oop, en hierdie slag moet jy hom toemaak, anders gaan hy vir jou 'n fout boodskap gee. So onder die lyn druk ek gou dan van 80 in, en dan gaan ek net weer met die pyltjie uit, die breuk uit, en ek kan sê is gelyk aan, en dan kry ek my antwoord 0,35. Goed, al hierdie voorbeelde was nou wanneer ek die hoek geken het. Hier in voorbeeld 2 moet ons die hoek bereken. Om die hoek te bereken, wil ons sin tot die mag min 1, kos tot die mag min 1 en tan tot die mag min 1 gebruik. En omdat hulle nie bo op die knoppie staan nie, maar bokant die knoppie is, moet ons elke keer eers shift druk. So vir nommer A wil ek die hoek x bereken. Okay? Ek wil die hoek x bereken en ek weet dat sin van daardie hoek 0,4 is. So ek gaan druk shift, omdat ek die waarde van sin ken, gaan ek dan sin druk, dit aktiveer die sin tot die mag min 1, die rekenaartjie maak 'n hakkie oop, ek sit die 0,4 in, ek hou daarvan om hom toe te maak, en dan die is gelyk aan te doen. En as jy dit so doen, laat ek net gou regkom op my rekenaartjie, dis shift,
sin van 0,4 is gelyk aan, en dan gee dit vir my 23,578. En ons gaan dit dus moet afrond. Kyk, dit is die antwoord op die rekenaartjie. As ek 2 desimale wil hê, moet ek na die derde een kyk, omdat dit groter as 5 is, gaan die tweede een meer word. So dis hoekom ek die 8 daar het. Reg, dis een ding. Maar, en nou moet julle mooi luister, want dit is 'n vreeslike algemene fout. Dit wat ek nou hier op die bord geskryf het, is totaal en al twak. 0,4 is nie gelyk aan 23,58 nie. Sin van x is ook nie gelyk aan 23,58 nie. Wat is dit wat dan gelyk is aan 23,58? Dit is die hoek. En waar kry ek die hoek? Net hier, wat ook al direk na die sin gestaan het. So x is gelyk aan 23,58. En ons meet ons hoeke in grade. Reg, en nou is dit eintlik dood eenvoudig, ons kan vinnig deur die volgende 2 gaan. Ek weet vir nommer B, dat kos van die hoek, daar's die hoek, kos van die hoek is 0,7, omdat ek die hoek wil bereken, moet ek druk shift kos van 0,7 is gelyk aan, en ek gaan net gou kyk wat die antwoord is shift kos van 0,7, en dit gee vir my 45,57. Dit is 'n hoek, dit het 'n eenheid, dit is grade. Dit is nie kos van x wat gelyk is aan 45 nie, is ook nie 0,7 wat gelyk is aan 45 nie, dit is die hoek wat gelyk is aan 45,57. Goed, laaste enetjie. Nou ken ek die waarde van tan, ek wil weer eens die hoek uitwerk, so ek sal gaan shift tan van 4 is gelyk aan, ek doen dit net gou op my rekenaartjie, ek kry 75,96. Maar nou onthou ek, hierdie shift was omdat ek 'n hoek uitgewerk het. Daar's die hoek, hy is x, hy het 'n eenheid, dit is grade.